Goeiemôre gemeente. Baie welkom by vanoggend se erediens. Vanoggend is dit met 'n groot vreugde wat ons ook vir die Here dankie sê vir 'n ongelooflike kosbare bazaar wat ons gister gehad het. En dit was nou my eerste volle bazaar wat ek kon deurloop van begin tot einde. Die eerste jaar moes ek hierso sit teen 11:00, 12:00 my verskoon het ons Imagine toe gery met die tieners. Laas jaar was ek op die Imagine kamp gewees die hele naweek terwyl die bazaar plaasgevind het. En hierdie jaar gaan Imagine oor 2 weke eers plaasvind, so ek kon bazaar van begin tot einde en wat 'n belewenis. Ek wil vandag hê dat julle saam met my net dankie sê vir die Here vir 'n ongelooflike inkomste wat ingekom het, vir soveel hande, gawes en talente wat deur hierdie bazaar bewys is of gewys is. En ek wil graag met julle deel 464.000. Julle, dit is 'n ongelooflike bedrag wat ingekom het. Ons sal vir julle nog die uitgawes, ons uitgawes is baie in die gemeente vir die bazaar, maar hierdie is by verre, dink ek, Jacques, een van die grootste bazaars wat ons nog gevat het. So grootste nog. So baie dankie vir elke liewe een se bydrae, of dit nou kontant was of goed wat jy gebring het of jou hande in arbeid of enigiets. Dit is 'n ongelooflike belewenis. So julle kan hoor hoekom my hart vol vreugde is vanoggend rondom dit. Nie net die finansies nie, maar regtig die gees waarin die hele bazaar gebeur het. En Piet het vir ons 'n video bymekaar gesit gister. Ek het hom gevra om vir my 'n paar foto's te neem en toe word ek verras met 'n video, so ek wil graag dit ook met julle deel vir die wat dalk nie als gesien het nie.
Voetjiekos en die bazaar van gister is 'n gesamentlike fondsinsameling vir ons in die gemeente. En dit is regtig, nou dat ek bietjie rustiger en kalm is, regtig net 'n ongelooflike seën wat ons van die Here af beleef het. So dankie aan elkeen wat kom deelneem het en kom ondersteun het met hierdie ongelooflike geleentheid. Ons was regtig uitverkoop gewees op elke item hier al 11:30 se kant was daar by van die stalletjies niks oor nie. Daar is nog 'n bietjie wors oor wat heerlik is om te koop vir 'n braaitjie vanmiddag. So dit sal nog na die tyd in die saal beskikbaar wees en nog groente en vrugte. Julle kan julle name op die lys sit en in die week dit kom betaal as julle dit nou wil neem. Maar kom ondersteun nog hierdie laaste stukkie van die goedjies wat nog oor is. Maar ongelukkig is die bazaarpudding uitgewees. Ek dink een van die vinnigste goeders. Maar dankie vir elkeen, dis net weer 'n ongelooflike dankie. Dan wil ek vra of hier dalk kuiergaste is wat vandag by ons is in die gemeente. Baie welkom. Skus, julle vang nou ons bazaar gees ook hierso. En is daar iemand wat nie ingetrek is by ons wat nie ingetrek het en wat inskakel by ons gemeente vir die eerste keer? Ons wil julle uitnooi, ons het nie 'n tee vandag na die tyd nie, want die saal staan nog op sy kop en is 'n lang naweek, maar ek wil julle vra wanneer ons net nou mekaar groet in die gemeente dat julle dit sal waardeer en geniet dat die gemeente na julle toe draai en ook vir julle welkom sê. As julle nie is, kan julle ook agter by die inligtingstafel net vir ons die nuwe intrekkersvorm invul dat ons met julle kan kontak maak. Dan het ons oor 2 weke vertrek ons Imagine toe en ons het oor die 50 mense, volwassenes en kinders wat uit ons gemeente en uit Langebaan uit vertrek. Ons is hier by die 80 wat op die bus klim, amper 85 wat op die bus klim en 'n klomp mense wat self deurry. So ons het nog nie die presiese getal nie, maar ek vermoed dis hier na 110 van ons wat hier uit die Weskus uit Imagine toe gaan. En ek wil regtig vra dat julle nou al in gebed sal intree vir ons jong mense, vir ons vrywilligers wat saam gaan, ons groepleiers en ook ons veiligheid op die pad en al die voorbereidings wat nog gedoen moet word, want daai saal met al die goed wat die duisende tieners verwelkom is nie sommer net daar nie. Daar's 'n klomp werk wat nog vooraf ingaan. Hulle is nog besig om die video's te skiet wat ons skrifgedeeltes is. So asseblief bid vir ons ook daarso. Dan is dit om Paasfees is om die draai en lydensweek en ons het altyd 'n paasboksie wat ons uitgee in die gemeente. Dit kos R60 per persoon en binne-in is daar genoeg goed vir jou om die hele lydensweek deur te beweeg. Elke aand ietsie te doen, 'n teksgedeelte te bid, te lees en 'n gebed wat jy kan bid om jou ook te help in hierdie lydenstyd. Dit is nie vir die jeug nie, dit is vir die gemeente. En enige iemand wat buite die gemeente is ook welkom om so 'n boksie te bestel. Jy kan by die kerkkantoor bestel. Ons maak net 50 boksies hierdie jaar, so hulle gaan vinnig gaan. Asseblief kom sit jou naam op om teleurstelling te voorkom. En dan die 2de Mei is Stein Fourie en Jacques de Priester hier by die gemeente, so verdere saamkuier geleentheid en 'n spitbraai in die gemeente. Ons sal vir julle 'n bietjie meer inligting gee soos wat van volgende Sondag af en hou die bulletin dop. Alles is al reeds in die bulletin wat uitgaan. Die gemeentekamp is net daarna die 23ste tot die 25ste Mei. As jy nog nie 'n naam opgesit het om saam met ons te gaan kamp nie, asseblief doen dit. En julle deposito's vir die huisies en die kampplekke is nou betaalbaar by die kerkkantoor. En dan Dinsdag 5:30 kom ons taakspan bymekaar wat deur die kerkraad bymekaar gesit is en uit gemeentelede uit wat vir ons gaan help om die gemeente se wijkstelsel net weer bietjie onder oë te kry en seker te maak wie waar is en dat ons seker maak ons kan iemand koppel aan 'n wijk. So ek wil vra as daar enige iemand is wat nog 'n behoefte het om deel te raak van die span dat julle vir Johan de Beer kontak of dan 5:30 Dinsdagmiddag na die vergadering of na die groep toe sal kom om saam te dink. Dit sal wonderlik wees hoe meer mense ons het wat saam dink hieroor, hoe beter. En dan volgende naweek is Andrei en Anne-Marie Tiart hierso, ons sendelinge uit Makwe, Mosambiek uit. En ons wil regtig julle nooi om die erediens ook saam met hulle by te woon, waar hulle ook bietjie met ons deel hoe dit met hulle gaan in Mosambiek, met hulle groot taak wat die Here op hulle harte gelê het om daarso die evangelie te verkondig. Ek is volgende naweek
is ek nie in die dorp nie, dit is my afnaweek, so Annemarie en Andrei gaan die erediens behartig. Jo, 'n klomp goeders wat ons mee besig is en wat ons vandag gesê het, en vandag ook die vreugde in ons gemeente om 'n leraar te bevestig, om saam met my in die bediening te wees. Maar ons gaan 'n bietjie later daarby uitkom, hier aan die tweede helfte van die preekgedeelte. Maar ek wil vra dat ons vir 'n oomblik sal rustig raak. Ons is die hele tyd nou al, ons trek by 2 kerse wat ons doodgemaak het, gaan net 'n bietjie meer daaroor sê. Maar kom ons raak rustig ook in hierdie tyd met dit wat ons gesê het hierdie jaar. Ons wil gewortel wees in God. Ons wil meer en meer soos God word. Kom ons, net daar waar jy sit, kom ons sing die lied meer en meer. Ek wil so graag glo dat ek sy kind is. Ek wil so graag sê ek's lief vir hom. Ek wil weet dat ek aan hom verbind is. Ek wil so graag reg wees as hy kom. Want ek word meer en meer en meer soos Jesus. Ek kom nader, nader aan sy troon. My hele lewe gee ek aan Jesus. In my hart dra hy die kroon. Ek wil so graag glo dat hy die een is. Ek wil so graag sê ek's lief vir hom. Ek wil so graag bid as ek alleen is. Ek wil so graag reg wees as hy kom. Want ek word meer en meer en meer soos Jesus. Ek kom nader, nader aan sy troon. My hele lewe gee ek aan Jesus. In my hart dra hy alleen die kroon. Ek wil glo dat Jesus altyd daar is. Ek wil so graag sê ek's lief vir hom. Ek wil glo dat die Bybel regtig waar is. Ek wil so graag reg wees as hy kom. Want ek word meer en meer en meer soos Jesus. Ek kom nader, nader aan sy troon. My hele lewe gee ek aan Jesus. In my hart dra hy alleen die kroon. In my hart dra hy die kroon. Kom, laat ons jubel tot eer van die Here. Laat ons juig oor die rots by wie ons redding vind. Laat ons na hom toe gaan met lof. Laat ons hom toejuig met lofsange. Want die Here is die magtige God, die groot koning oor al die gode. Hy is ons God en ons is sy volk,
sy kudde, sy skape, deur sy hand versorg. Die dieptes van die aarde behoort aan hom, die kruine van die berge is syne, die see is syne, hy het dit gemaak, sy hande het die land gevorm. Hy is ons God, en ons is sy volk, sy kudde, sy skape, deur sy hand versorg. Kom ons val in eerbetoon voor hom neer. Kom ons buig. Kom ons kniel voor die Here ons Skepper. Hy is ons God en ons is sy volk, sy kudde, sy skape, deur sy hand versorg. Genade en vrede vir julle van God die Vader wat sy Seun na die wêreld toe gestuur het, van Jesus Christus die gekruisigde en van die Heilige Gees wat ons aan Christus verbind. Amen. Vanoggend wanneer ons kers aansteek om ons te herinner aan God se teenwoordigheid, steek ons dit ook aan om ons te herinner dat daar mense is wat swaar en donker beleef op hierdie stadium en dat nie God se teenwoordigheid so tasbaar dalk voel op hierdie stadium nie. En ons bid dat die Here ook in die geleentheid of in hierdie ruimte waar hulle self bevind vir hulle iets teenwoordig sal wees, dat hulle hom tasbaar sal voel ook in 'n moeilike tyd. Ons dink aan Gerrit Prins wat sy broer oorlede is in die week, Marlene Basson wat 'n kosbare familielid verloor het, en ons dink aan die vlieënier James O'Connell se gesin wat gister by die ligskou verongeluk het, wat definitief 'n tasbare ding in ons gemeenskap was en is. Kom ons raak vir 'n oomblik stil en ons dra hulle aan die Here op. Dan gaan ek die kers aansteek en daarna gaan ons die lied sing, daar's 'n dierbare kruis. Want danksy die kruis van Jesus weet ons dat die lig is vir ewig. Kom ons raak 'n oomblik stil. Daar's 'n dierbare kruis waar my Heiland bewys die liefde wat hy vir my het. Daar is alles voldaan en die vyand verslaan. Daar word ek van sonde gered. By die kruis wil ek bly, tot die stryd hier benee is volstryd, tot ek eens in die hemel sal woon, daar verwissel ons kruis met 'n kroon. Dierbare kruis sal ons loflied verrys tot eenmaal daarbo om die troon. Want eens is ons thuis in die Vader se huis, dan wissel ons kruis met 'n kroon. By die kruis wil ek bly, tot die stryd hier benee is volstryd, tot ek eens in die hemel sal woon,
met 'n kroon. In hierdie tyd van lydenstyd wat ons dink ook aan die lig van Jesus wat uitgedoof is op Goeie Vrydag, maar die wete dat die Sondag is op pad in die opstanding, berei ons onsself ook voor en is dit 'n tyd wat ons meer fokus sit op ons verhouding met die Here, waar ons iets opgee as jy wil, om in hierdie tyd elke keer as jy lus kry daarvoor of daaraan dink, jouself weer in te stel op jou verhouding met God en om stil te word voor God. Maar soos wat ons die weke aftel, tel ons ook, maak ons kerse dood. En ek wil vra of daar, ons gaan nie die kinders vorentoe roep vandag nie, maar is daar dalk een van die kinders wat vir ons die derde kers wil kom doodmaak? As hy kom help gou vir my. Soos wat ons die weke aftel, na lydenstyd toe herinner die kerse ons van die lig wat uitgedoof is. En opstanding Sondag dan brand al ons kerse weer, om ons te herinner dat die lig nie dood gebly het nie, die duisternis nie kon oorwin nie, maar die lig het oorwin. Vandag in ons lydenstyd wil ek die simbool van die Ichthysvis aan julle verduidelik ook. En ek weet nie of julle hierdie simbool ken of weet waarvoor dit staan nie. In die vroeë kerk is die Ichthysvis simbool 'n manier gewees hoe die Christene mekaar kon uitken wanneer hulle want hulle was vervolg gewees. So jy het nie net openlik gesê ek is 'n Christen nie, maar hulle het mekaar gevind en deur as jy gewonder het of iemand wel 'n volger van God was, dan het jy die helfte van hierdie simbool geteken. So jy het een van die bo geteken in die sand of op 'n papier of walkal, en dan het die persoon, as hulle ook 'n volger was van Christus, die ander helfte van die bo geteken. En so is die vis gevorm. En so het hulle mekaar uitgeken en was hierdie 'n teken dat iemand anderster saam met jou deel was of deel is in die liggaam van Christus. Die woord vis in Grieks is ook 'n Griekse akroniem vir Jesus Christus, seun van God, redder. En daarom wil ek hê waar ons vanoggend mekaar groet, dat ons dit sal doen met hierdie Ichthys simbool. Annemarie, skus as julle weer sal teruggaan na die vis toe, dat hulle net daarso na hierdie Ichthys simbool toe. En daar waar jy sit, waar jy omdraai na iemand toe en iemand groet, wil ek vir jou vra om dalk jou hand uit te steek en die een helfte van die boog te trek op jou hand en die ander persoon toe te laat om die ander helfte te trek op jou hand en mekaar so te groet vanoggend om te sê ons is verbind aan mekaar deur Christus. Kom ons draai na mekaar toe en ons groet mekaar vanoggend. Wat ons ook aan mekaar bind, is ons belydenis van geloof, dit wat ons glo. En ons gaan nie die volle belydenis van geloof sê vanoggend nie, maar ek gaan vir julle die volgende vra en dan gaan ek vra dat julle daarop antwoord. Ek gaan vir jou vra, glo jy in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde? Weet dan dat die Vader 'n ewige genadeverbond met ons sluit en dat hy ons tot sy kinders en erfgename aanneem. Glo jy in Jesus Christus, die eniggebore Seun van God, ons Here?
Weet dan dat Jesus Christus vir ons gesterf het en dat hy ons in die gemeenskap van sy dood en sy opstanding ingelyf het. Glo jy in die Heilige Gees? Weet dan dat die Heilige Gees in ons woon en ons tot lidmate van Christus heilig. Here, baie dankie dat ons vanoggend ook herinner kan word dat U ons aan mekaar bind, dat ons dieselfde belydenis het, naamlik dat U is die Here, Vader, Seun en Heilige Gees in ons lewens. Dankie dat ons mekaar kon groet vanoggend met die egte simbool en op so 'n manier ook aan bewus raak dat ons as gemeente aan mekaar verbind is. Of dit nou kuiergaste is of nuwe mense wat deel raak van die gemeente of mense is wat al jare in die gemeente is. Dankie dat ons weet ons is een liggaam van U. Amen. Ons gaan vanoggend uit Johannes 13 uitlees as julle julle Bybels wil oopmaak daarso. En ek wil julle uitnooi om saam met my weer deel te wees van 'n ruiltransaksie wat ons met God aangaan. Van as tot skoonheid waar ons sê Here, ons is maar nietig, ons as mens is niks nie, maar ons vra dat U ons meer en meer soos U maak. Ek kan nie, maar Hy kan. Miskien sal ek hom toelaat om my te verander. So ons is saam op hierdie reis van as tot skoonheid. En ons lewens is te mekaar en dis morsig. En daar is net een wat kan heel maak, nuut maak en vry maak. En daarom gee ons ons lewe aan die Here oor. En so word ons al meer vernuwe om aan die beeld van Christus gelykvormig te word. 2 Korintiërs 3 vers 18 wat ons laasweek gelees het, ons almal weerspieël die heerlikheid van die Here, want die sluier is van ons gesig af weggeneem. Ons word al meer verander om aan die beeld van Christus gelyk te word. Die heerlikheid wat van ons uitstraal neem steeds toe. Dit doen die Here wat die Gees is. Een van die belangrike goed wat Jesus vir ons kom leer het terwyl op aarde was juis dit wat ons nou in Johannes 13 gaan lees. Maar ek wil julle herinner, dit was nogal interessant, ergens het die das by mense vasgesteek, die wat nou nie in laasweek se erediens was nie, is, ek het 3 manne vorentoe geroep en ek het hulle gevra om vir my 'n das te vou terwyl ek gepraat het, en sonder om te dink, een het sommer so terwyl hy by die trappe oploop begin om die das te vou. Hoekom? Omdat dit so 'n gewoonte is, dat 'n mens, dit kom eintlik al van self. En wat ons dan nou ook sê, dat ons is besig met geloofgewoontes, gewoontes wat ons aanleer en wat ons daagliks doen, wat ons stil word by die Here, waar ons dien, waar ons bid. En as ons dit elke dag doen, dan word hierdie geloofsgewoontes, gewoontes wat ons doen sonder omdat ons daaraan dink eintlik, maar dit is dit wat ons nader en meer soos Jesus maak. So, in die week toe ons besig was met die bazaar, toe kom ek op hierdie ongelooflike voorskoot af, wat Alfreda toe nou dra, en ek sê vir Alfreda, hierdie is my preeksondag, kan ek hom asseblief leen, en sy wil hom net daar van my afgehaal het, maar hierdie voorskoot gaan ek nou vanoggend aansit, hy is gemaak van 'n klomp dasse, maar hierdie dasse is nou juis om julle, as ek nou met hom preek vandag, dat julle sal weet en onthou, die geloofsgewoontes, daai sommer onder das te kan vou. Ek kan nou sê 'n vrou weet om 'n voorskoot aan te sit as sy bak, nee, ek bak nie baie nie, maar om te weet, jy bind hom al van self as jy in die kombuis gaan staan. Die manne ook voor die braaivleisvuur nie, maar geloofsgewoontes wat ons help om meer en meer soos die Here te word. En ons geloofsgewoonte vandag is om diensbaar te wees. En daarom, wanneer ons dan nou vanoggend die teksgedeelte lees uit Johannes 13 uit 'n baie bekende gedeelte, luister na iets van hierdie geloofsgewoonte, iets wat eintlik
iets is wat normaal is, wat in hulle tyd gebeur het, wat daagliks gebeur het, wat Jesus 'n bietjie kom omdop het. Om 'n wow element daaraan te gee van dink bietjie anderster hieroor. En dan wil ek hê jy moet dink, hoe verander dit jou? Wat verander in jou hart? Wat is in jou hart aan die gebeur rondom hierdie teksgedeelte en wat God van jou vra? Kom ons lees saam in Johannes 13 vanaf vers 1 tot 16. Voor die viering van die Paasfees het Jesus reeds geweet dat die tyd vir hom gekom het om van hierdie wêreld af na die Vader oor te gaan. Hy het sy eie mense wat in die wêreld is liefgehad. Hy het hulle tot die uiterste toe liefgehad. Jesus en sy disippels was aan tafel. Die duiwel het toe al klaar vir Judas, seun van Simon Iskariot, op die gedagte gebring om Jesus te verraai. Jesus het geweet dat die Vader alles in sy hand gegee het en dat hy van God gekom het en na God toe teruggaan. Toe het hy van die tafel af opgestaan, sy boekleed uitgetrek en 'n handdoek gevat en om hom vasgemaak. Daarna het hy water in 'n waskottel gegooi en begin om sy disippels se voete te was en dit dan af te droog met die handdoek wat hy omgehad het. Toe hy by Simon Petrus kom, vra die vir hom: "Here, gaan U my voete ook was?" En Jesus antwoord hom: "Wat ek doen, begryp jy nie nou nie, maar later sal jy dit verstaan." Maar Petrus sê vir hom: U sal in alle ewigheid nooit my voete was nie. Daarop sê Jesus vir hom: "As ek jou nie was nie, het jy nie deel aan my nie." Simon Petrus sê toe vir hom: "Here, dan nie net my voete nie, maar ook my hande en my gesig." En Jesus sê vir hom: "Hy wat klaar gebad het, is heeltemal skoon. Hy hoef later niks meer as sy voete te was nie. En julle is nou skoon, maar nie almal nie." Jesus het geweet wie hom sou verraai en daarom het hy gesê: "Julle is nie almal skoon nie." Toe hy hulle voete klaar gewas en sy boekleed aangetrek het en weer aangesit het, sê hy vir hulle: "Verstaan julle wat ek vir julle gedoen het? Julle noem my julle leermeester en Here, en julle is reg, want ek is dit. As ek wat julle Here en leermeester is, dan julle voete gewas het, behoort julle ook mekaar se voete te was. Ek het vir julle 'n voorbeeld gestel en soos ek vir julle gedoen het, moet julle ook doen. Dit verseker ek julle, 'n slaaf is nie belangriker as sy eienaar nie, en 'n gesant ook nie belangriker as die een wat hom gestuur het nie. Julle weet dit nou, gelukkig is julle as julle dit ook doen." Hoofstuk 1 tot 12 in Johannes Evangelie handel oor die tydperk wat Jesus op aarde was, wat hy, ek wil amper sê sy openbare optrede. En dan is ons hier by hierdie laaste maaltyd in Johannes 13, waar Johannes 'n goeie opsomming gee eintlik van Jesus se lewe op aarde en wat hy hier kom doen het. Alles daar in die bokamer, in die bovertrek, waar Jesus sy boekleed uittrek en die voete was. Johannes het met die skryf van sy boek, vermoed ons, die hele tyd 2 kalenders eintlik al van die oog gehad. Die eerste ene is wanneer hy die verhaal van Jesus vertel. Die eerste ene is die kalender van die Joodse feeste. Hy maak baie van die Joodse feeste en waar Jesus betrokke is daarbey. En die tweede is die tweede kalender is God se wat die tyd bepaal het van Jesus se bediening. En by Johannes 13 kry ons eintlik die idee dat op beide van hierdie kalenders het die tyd vir Jesus uitgeloop in hierdie Paastyd in Jerusalem. Die uitdrukking Eistelos in vers 1 kan vertaal word met tot die einde of tot die uiterste toe. Was Jesus besig gewees met hierdie intensiteit van hom op aarde. Dis hoe ver Jesus se liefde gestrek het tot die uiterste toe. Die daad is simbool van Jesus se hele lewe wat tot sy dood toe sou lei. Hy het gekom om te dien en dien het hy gedoen. Met alles waarmee hy besig was. En daai oomblik wat hy sy boekleed uitgetrek het en sy disippels wat eintlik hom gevolg het, sy voete gewas het,
was die hoogtepunt van hierdie omgooi van ons doen dinge anderster as ons die Here ken. En het hy in 'n diensbare rol ingeklim. Terwyl hulle eet, of as hulle so by die tafel aangesit het, en dis nogal snaaks en vreemd wat ons dit beleef, maar daar sou altyd 'n slaaf gewees het van die gasheer, wat gesorg het dat die mense se voete gewas word as hulle ingestap het by die deur. Want nou wil ek hê met julle hierdie prentjie kry, as julle dit nog nie in hulle koppe gehad het nie, maar hulle het nie by 'n tafel aangesit soos ons, waar ons tafel onder die stoele inhang nie. En ons het hierdie gesegde wat ons altyd sê, verskoon my hande want my voete is vuil wanneer ons met ons hande begin eet. Maar hierdie ouens het op die paaie wat hulle geloop het in die stofpad, en daar was allerlei diere wat hulle dinge gedoen het langs die pad of waar hulle geloop het ook, was hulle voete regtig nie skoon nie. Dit was maar sandale waarmee hulle beweeg het. En nou gaan sit jy aan by tafel, maar jy lê aan. So jou ma wat gesê het, jy mag nie lê en eet nie, dit kom uit die Bybel uit, dat jy lê en eet. Maar hulle het om 'n redelike laerige tafel gelê, met die kop op die hand gestit, of op die tafel gestit, en jou voete het gelê waar die ander ou se kop was. So jy het so half, so voet aan kop om die tafel gelê en eet. Nou kan jy dink, as hierdie ou se voete nie gewas is nie, dan gaan jy definitief nie die heerlike reuke van die kos kry wat voorgesit is nie. En ek weet of jy nog gaan honger wees as hierdie ou se voete hier onder jou neus lê nie. En daar was dit belangrik geweest dat die voete gewas word voor die ete. Maar dit was nie 'n mooi en 'n skoon en 'n lekker werk nie. So die slawe, die laagste van die laagstes, het dit gedoen. En hier kom Jesus. En hy neem die rol van die laagste van die laagstes aan. Toe hy sy broodkleed afhaal, dit om hom bind en sy disippels se voete begin was. Dit was vir hulle 'n vreemde belewenis om 'n leermeester in hierdie hoflikheidsgebaar te sien, hoe hy hierdie sosiale hiërargie totaal en al kom omdop. En dan hoor ons ook een van die disippels wat sê, maar Here, Jesus, jy kan nie dit doen nie, laat ek dit eerder doen. Ek is sondig. En Jesus sê vir hom, as ek jou nie jou voete was nie, het jy nie deel aan my nie. En dan sê hy, my Here, was my hande, my gesig ook. Wanneer Jesus hulle voete begin was, sê niemand iets nie. Hulle is te geskok om iets te sê, en een vir een aanvaar hulle Jesus se selfvernederende daad in stilte. Wanneer Petrus sê, my Here, Jesus, dan moet U eerder alles van my was. Dan is dit 'n erkenning, 'n stukkie van my mensheid, Here. Ek is in as. Ek is gebroke, ek is mens, ek sondig. En Jesus wat buig en sy voete was, maak hom van as na skoonheid, van as na feesviering. Jy is skoon gewas deur my. Jy is skoon gewas deur my. Hy sê, jy het nooit weer nodig om skoon gemaak te word nie. Net jou voete kan gewas word. En dan die ongelooflike kosbare, as 'n mens dit nou lees en raak lees, as Jesus sê, daar's een wat my gaan verraai en ek weet dit al reeds, maar Jesus was daardie een se voete ook. Jesus se liefdesdiens slaan niemand oor nie. Niemand word oorgeslaan nie. Selfs Petrus hulle nie. Petrus wat ook vir Jesus verloon het. Selfs al verstaan hy nog nie, was Jesus sy voete. Jesus definieer ons verhouding teenoor mekaar.
Ons is saam aan tafel. Ons bewandel dieselfde paaie. Nie een van ons se voete is skoon nie. Verder is ons mekaar se voetwassers. Jesus roep ons op tot konkrete en praktiese dade teenoor mekaar, in diens en nederigheid teenoor mekaar. Daar is nie 'n ander betrekking beskikbaar in die kerk as voetewasser nie. Hy vra elkeen van ons om selfs daai een wat hier langs jou sit of ergens in die kerk sit, wat jy elke keer ander kant toe kyk as jy instap, sy voete te was, diensbaar te wees, vir die Here te sê, Here, ek is hierso om te dien. Daar is nie 'n ander betrekking in die kerk beskikbaar as diensbaar nie. Wat beteken dit vir jou as lidmaat van hierdie gemeente? Hoe lyk diensbaarheid vir jou? Die bazaar sit nou regtig vas hier in ons agterkoppe en diensbaarheid het ons in 'n vorm gesien van mense wat kom tee maak, skorrelgoed was, pastye maak, koekies bak, potjie kos, vleis, alles wat ons kan opnoem. Dis ook 'n vorm van diensbaarheid. Maar hierdie diensbaarheid wat hiervan gepraat word, is om 'n tree terug te gee en iemand anderster belangriker as jouself te ag. Want anderster het daai persoon jou voete gewas. So jy word gevra om diensbaar te wees. Ons moet bereid wees om onsself te verneder. Jesus trek immers die mondering van 'n slaaf aan. Dit gaan nie oor diens nie, maar oor nederigheid daarmee saam. Jesus was my voete. Hy reinig my daagliks van my sonde. Hy vra van my nie om voete te was nie, maar hy vra van my nie om sy voete te was nie, maar om ander se voete te was, mekaar se voete. Hoe doen ons dit? Kom ons maak net vir 'n oomblik die oë toe. Vra vir die Here, Here, hoe kan ek diensbaar wees? Of sê vir die Here, Here, hier is ek. Ek wil in nederigheid ander hoor as myself ag. Here, dit is nie vir ons maklik om hierdie rol in te neem as mense nie. Maar Here, dit is wat U van ons vra. En daarom wil ek vra dat U ons ook sal help om hierdie rol in te neem wanneer ons hierdie geloofsgewoonte van diensbaarheid teenoor mekaar ook as geloofsgewoonte beoefen, Here, soos die das om ons nek, die voorskoot om my lyf. Here, laat hierdie gewoonte so deel raak van my lewe dat geen nie om wie my pad kruis nie. Ek daardie persoon altyd eerste sal stel. Nie omdat daardie persoon dit verdien nie, Here, maar omdat U daardie persoon eerste liefgehad het. En omdat dit 'n opdrag van U is. Amen. Jesus gee vir ons die gebod toe hy sê, toe Judas uit is, sê Jesus, nou word die Seun van die mens verheerlik en God word deur hom verheerlik. En aangesien God deur hom verheerlik word, sal God self hom ook verheerlik en hy sal hom binnekort verheerlik. My kinders, ek is nog net 'n klein rukkie by julle, dan sal julle my soek. En soos ek vir die Jode gesê het, sê ek nou vir julle ook, waar ek heen gaan, kan julle nie kom nie. En ek gee julle 'n nuwe gebod,
julle moet mekaar lief hê. Soos ek julle lief het, moet julle mekaar ook lief hê. As julle mekaar lief het, sal almal weet dat julle disippels van my is. 2 Korintiërs 3 vers 18 herinner ons. Ons almal weerspieël die heerlikheid van die Here, want die sluier is van ons gesig af weggeneem. Ons word al meer verander om aan die beeld van Christus gelyk te word. Die heerlikheid wat uit ons uitstraal neem steeds toe. Dit doen die Here wat die Gees is. Hierdie is ook waar ons predikante se lewens ook 'n ruimte is waar ons sê ons is diensbaar in U hand, Here. Ons wil ook as predikante meer en meer soos Jesus word. Omdat ons dit geswat het om predikant te wees, omdat ons hier voor staan en uit die woord uit lees, beteken nie dat ons alreeds daar is nie. Ons stap net soos die res van die gemeente, saam met julle, die pad om die Here beter te leer ken, elke dag. En dat ons lewens dit moet wys. En vandag is dit vir my 'n voorreg om 'n kollega te bevestig, saam met my in die gemeente, wat saam met my in die leierskapsrol in die gemeente gaan staan, wat saam met my in 'n diensbare rol in die gemeente julle voete moet was. Julle herinner aan God se teenwoordigheid aan julle lewe en julle ook nader trek aan die Here deur ons eie lewenswyse. En daarom wil ek vandag vir Johan Smit bevestig, Don Johan Smit, en ek wil vir julle die volgende voorhou. Ons is hier by mekaar om vir Johan Smit van hierdie om vir Johan Smit in hierdie gemeente te bevestig. Johan is deur die kerkraad beroep en sy naam is daarna in die gemeente voorgehou en daar was geen wettige beswaar ingebring dat hy bevestig kan word en die beroep kan aanvaar in die gemeente nie. Jesus Christus maak van die diens van mense gebruik om deur sy woord en deur sy gees sy kerk bymekaar te bring, te regeer en op te bou. Hy is die amptdraer by uitnemendheid, omdat hy gekom het nie om gedien te word nie, maar om te dien en om sy lewe te gee vir baie. Hy is die een wat ook mense roep en hulle dring deur sy liefde. Die bedienaar van die woord is 'n gestuurde van Christus aan wie hy die boodskap van versoening toevertrou het. Soos die ander ampte in die gemeente is die ampt van leraar een van die gawes van die Gees aan die gemeente. Deur hierdie gawe en in besonder dan ook die gawe van Johan, die gawes van Johan, wil die Heilige Gees die gemeente opbou. En daarom vra ek dat Johan op hierdie stadium sal vorentoe kom om te luister en te sien na wat sy ampt alles behels en wat van hom verwag word in die gemeente. Johan, dit is my voorreg om vanoggend hier so saam met jou te kan wees. En ek wil jou herinner aan dit wat die Here jou voorroep. Johan is al afgetree en is weer deur die Here geroep om in diens te wees hier so in Langebaan gemeente. En ek dink dit vra 'n groot stuk toegewydheid en 'n groot stuk Here, hier is ek om steeds deur U gebruik te word. Ek het met Pinkster laas jaar gesê dat daar is nie 'n aftreedatum vir Christene nie. Jy bly in diens van die Here. Maar in ons beroep as predikante is daar 'n aftreedatum. Maar daar is nie 'n aftreedatum aan ons roeping nie. So dankie dat jy ook ja antwoord of gaan antwoord nog, hoop ek, vanoggend op hierdie roeping wat die Here ook weer vanoggend op jou lewe kom lê. En daarom wil ek vanoggend begin om hom te herinner aan dit wat die Here hom voorroep.
Hy word geroep om leiding te neem by die erediens, om te help dat die gemeente sal verstaan dat een dag in die Here se tempel beter is as 1000 daar buite. En daarom wil ek vir julle vra dat ons, voordat ons aangaan met die res van die bevestiging, sal opstaan en saam die tempellied sing. Die tempellied sê, Here, U het vir ons alles gegee wat ons nodig het ter voorbereiding van die diens nie waar ons bymekaar kom. En dit wil ons beamoen as gemeente ook vanoggend met die beroeping van Johan. Kom ons staan en dan sing ons die tempellied saam. Johan, ek dink met daai lied bevestig dit regtig dat ons as predikante is geroep om ons gemeente te herinner dat dit is beter om eendag in die tempel van die Here te staan as in 1000 daar buite. Die tweede gedeelte is om jou te herinner dat die woordverkondiging sentraal staan in ons bediening. En wat ons jou ook versoek dat dit sentraal sal staan in jou bediening. Die hele skrif is deur God geïnspireer en het groot waarde om die waarheid te onderrig, dwaling te bestry, verkeerdhede reg te stel en 'n regte lewenswyse te kweek sodat die gemeente volkome voorberei en toegerus sal wees vir elke goeie werk. En daarom wil ek vandag vir jou ook die Kanselbybel in jou hande gee om jou te herinner dat dit is ons riglyn waar langs ons die gemeente lei en hulle van die Here leer. En ek wil vra of jy dit nie vir my asseblief sal gaan oopmaak op die kansel vir ons woordverkondiging wat al reeds verby is nie, maar as 'n teken en herinnering dat dit is die lig op ons pad wanneer ons ook vir ander die lig wys.
Die tweede gedeelte, of die volgende gedeelte, wat belangrik is ons taak van diens van gebede. En dit is om in gebed vir die gemeente te wees, vir ons land, vir ons wêreld, om gedurig te bid, want die gebed van 'n gelowige het 'n kragtige uitwerking, sê Jakobus 5 vers 16. En daarom wil ek vir jou vra of jy vanoggend vir ons 'n kers sal aansteek om jou te herinner aan dit, om ons te herinner aan dit wat God vir ons sê om te doen, om gedurig te bid. Dit is nodig ook dat die gemeente versterk word deur ons prediking, maar ook deur die sakramente, wanneer ons die sakramente bedien. En die eerste daarvan is die doop, wanneer ons vir ouers en die gemeente kom herinner dat die Here vir hulle gesê het, ek het jou op jou naam geroep, jy is myne. Om hulle te herinner, nog voordat hulle kon kies of kon vra, het die Here vir hulle gesê, jy is myne. En daar wil ek vra dat jy jou hand in die doopbak sal steek, en dat jy sal onthou dat jy ook gedoop is. En voordat jy kon kies of kon vra, die Here vir jou gesê, jy is myne, ek het op jou naam geroep. Hierdie water is 'n simbool daarvan, dat hy jou gedoop het, dat hy vir jou sê, jy is my kind, en dit is jy heel eerste, jy is God se kind. Die volgende sakrament wat ons bedien in die gemeente saam met die doop, wat nie net vir die gemeente versterk nie, maar ook vir ons, is die nagmaal. Ons gaan nie vanoggend saam nagmaal gebruik nie, maar net die herinnering daaraan, Johan, dat wanneer ons die wyn skink, wanneer ons die brood breek, dan is dit ook om die gemeente te herinner dat Jesus se liggaam vir hulle gebreek is en dat sy bloed vir hulle gevloei het. En daardeur versterk ons die gemeente se geloof, nie ons as predikante nie, maar die sakramente wat ons bedien. Mag hierdie twee sakramente met elke keer wat jy dit bedien, ook vir jou 'n versterking wees van jou geloof en jou diens aan die Here. Jou amp vra ook dat jy toerusting gee vir jong mense en kinders en die gebooie by hulle inskerp. En ek weet dis 'n lang naweek en ons het min kinders vandag in die erediens, maar ek wil vra dat enige van ons kinders wat hierso is vir my sal opstaan gou, ons laerskoolkinders en ons hoërskoolkinders, wil julle nie gou net vir 'n oomblik opstaan, net vinnig, dat hy net ook sien dat dit is die lidmaat in ons gemeente wat hy ook bedien. Ek het 'n bydrae vir 3 voor jou. Dit is ons lidmate wat ook aan jou toevertrou word in hierdie diens in die gemeente. Dankie, julle kan maar sit. Saam met die kerkraad is dit ook jou taak om leiding te neem in die gemeente. En om leiding te neem in die gemeente beteken dat ons deel is as predikante van 'n kerkraad, van 'n leierspan. En daarom wil ek vra dat die kerkraadslede wat ook vandag teenwoordig is, dat julle vir 'n oomblik sal opstaan, dat hy ook net bewus sal raak en kan sien dat dit is die span waarmee hy saamwerk ook in die gemeente. Sal julle gou vir my opstaan asseblief? Johan, dit is die leierspan wat die Here vir ons toevertrou het hier in die gemeente, saam met wie ons met hulle leiding die gemeente regeer. Julle kan maar sit, baie dankie. Jy is ook verantwoordelik vir die herlike versorging van hierdie gemeente. En daarom is dit die taak om te sê, laat my lammers wei, pas my skape op. En ek wil vra dat die gemeente sal opstaan op hierdie stadium. Dat hy ook sien wie is dit wat die Here aan hom toevertrou. Johan, mag jy die gemeente pastoraal versorg. Mag hierdie mense in jou lewe inbou
En mag jy iets van God se teenwoordigheid elke dag beleef deur hierdie mense wat saam met ons in die gemeente is. Mag ons as 'n gemeente saam 'n verskil maak in die gemeenskap en in die land en in die wêreld daar buite. Dankie gemeente, julle kan sit. Ons besef ook dat jy ander gawes het en talente wat jy het om te gebruik en ons wil ruimte skep in die gemeente dat jy dit ook kan uitleef en so dinge tot stand bring in die gemeente wat jy glo die Here jou lei om in die gemeente te doen. Dit is belangrik dat jy weet dat daar ook persoonlike eise aan jou gestel word, dat jy 'n egte geloofsverhouding met God het, dat jy onder die heerskappy van die Heilige Gees staan, sodat jy daagliks vernuwe kan word tot getroue, nederige diens. Daar moet in jou lewe geen plek vir eie eer of selfsug wees nie. Jy moet voorbeeldige eggenoot wees wat in liefde en trou met jou vrou saamleef. Jy moet as pa van jou gesin die regte voorbeeld vir hulle stel, al is hulle al groot en uit die huis uit, bly jy hulle pa. Jy moet die gemeente deur jou geloofsgroei inspireer. Uit die voorafgaande gedeelte is dit duidelik dat die ampt van die bedienaar van die woord 'n besonderse werk is waardeur God groot dinge tot stand bring. Dis ook 'n groot verantwoordelikheid. 'n Taak wat jy op jou neem wat meermale met spanning en druk gepaard gaan. In die besef van hierdie verantwoordelikheid wat jy aanvaar, moet jy nou op die volgende vrae opreg antwoord. Is jy oortuig dat God self jou tot hierdie diens geroep het? Ja, dis. Aanvaar jy die Ou en die Nuwe Testament as die enigste onfeilbare woord van God en die volkomme leer van die verlossing en verwerp jy alle leringe wat daarbey in stryd is? Beloof jy om jou ampt volgens hierdie leer getrou en ook met die nodige vertroulikheid te beoefen? Ja. Hy sê hy sal probeer, hy antwoord ja, maar dis moeilike goed. Beloof jy om jou te onderwerp aan die kerklike opsig en tug? Die wat nie gehoor het nie, hy het ja geantwoord op al hierdie vrae. En nou vra ek vir julle as gemeente, is julle bereid om Johan Smit te ontvang as dienskneg van die Here? Wat is julle antwoord? Hulle is so angstig gewees om ja te sê, Johan. Hulle het nou nie eens gewag dat ek vra vir antwoord nie. Dit wys net ons is so dankbaar as gemeente dat jy deel raak van die span. Ek wil nou vir julle nog 'n vraag vra, gemeente. Onderneem julle om die nodige agting en liefde ook aan Johan te betoon in die gemeente? Wat is julle antwoord? Sal julle met aandag luister wanneer Johan julle uit die woord uit van die Here leer? Wat is julle antwoord? Johan, neem nou jou verantwoordelikheid in hierdie gemeente aan. Jou geestelike sorg wat aan jou toevertrou word. Wees 'n voorbeeld vir die gelowiges in die woord, in gedrag, in liefde, in geloof en in reinheid. Hou aan met voorlesings, vermaning, leringe en verwaarloos nie die genadegawes wat jy het nie. Dan sal jy, wanneer die Here met sy wederkoms verskyn, die heerlikheid as onverganklike kroon kry. Ek het vir Johan gevra of ek vandag sy voete kan was, om ook vir hom te sê dat ek saam met hom in die bediening hierdie opdrag wat die Here vir ons gee om mekaar se voete te was, uit te voer. En ek wil vra, terwyl ons voorberei en dit doen, gaan ons 'n lied sing. Die lied is 'n bekende lied, ons aanvaar jou met die liefde van ons Heer. Ons gaan net so 'n oomblik gee en dan gaan ek vra dat julle staan en dan gaan ons dit saam sing.
Marlene, ek wil vra of jy nie vir 'n oomblik ook sal vorentoe kom nie en nie so by Johan sal kom staan nie asseblief. En terwyl sy vorentoe kom, wil ek vra as daar enige van ons afgetrede predikante en predikante wat tans in diens is vir ons ook sal vorentoe kom, dan sal ek dit waardeer as julle saam met my hierso by Johan sal kom staan. Marlene, terwyl hulle vorentoe beweeg, mens besef dat die gade word baie maklik uitgelos in hierdie gedeelte, maar dat jy 'n groot rol speel in Johan se lewe om beskikbaar te kan wees in die gemeente om te dien. En daarom wil ek vir jou ook 'n vraag vra. Sal jy hom ondersteun en sal jy hom dra in hierdie tydperk in die gemeente? Sal jy sy voete was? Sal jy hom op jou hande dra in gebed waar hy in die gemeente besig is om die Here se werk te doen? Wat is jou antwoord? Dankie, Marlene. Ek wil vra dat julle vir my sal nader staan. Staan vir my hier so, dankie. En ek wil vra dat julle julle oë toemaak terwyl ons met handoplegging vanoggend vir Johan bevestig. En julle mag julle hande uitsteek ook as julle in die gemeente gemaklik voel dat julle saam met ons hom seën. Mag God wat jou tot hierdie diens geroep het, jou deur sy Heilige Gees verlig. Mag hy jou regeer deur dat jy 'n vrugbare arbeider sal wees in die uitbreiding van sy koninkryk. Die Here is voor jou om vir jou die pad gelyk te maak. Die Here is langs jou om jou in sy arms toe te vou. Die Here is agter jou om die aanvalle van die bose af te slaan. Die Here is onder jou om jou te dra wanneer jy val. Die Here is rondom jou om jou te beskerm. Die Here is bokant jou om jou te seën. Die Here is binne in jou om jou te lei en te inspireer van nou af tot in alle ewigheid in die bediening van elke dag. Amen. Ek wil vra dat die kerkraad ook sal vorentoe kom en dat julle ook vir my hierso sal kom staan, dat ons saam ook 'n gebed kan doen vir Johan as kerkraad. Kom ons sluit net die oë. Hemelse Vader, U wat die hart van almal ken, U het vir Johan geroep, toegerus en gewillig gemaak om diens in hierdie gemeente te aanvaar. Ons bid dat U hom opreg getrou sal maak in die uitvoering van sy ampt. Geef vir hom elke dag arbeidsvreugde. Ons dra hulle as gesin ook aan U op. Dankie dat hulle gewillig is om hom te ondersteun en by te staan. Dankie vir Marlene wat so naby aan hom staan en saam met hom hierdie taak uitvoer. Here God, ons sit graag ons arms simbolies om hulle. Ons vorm almal saam 'n span in die gemeente en ons wil U graag ten beste dien. Help ons om hulle almal lief te hê. Laat hulle altyd verseker wees van die loyaliteit en ondersteuning van ons leierskap. Ons verbind ons om voluit met hulle saam te werk en hulle te respekteer en vir hulle ruimte tussen ons te maak sodat hulle kan leef en werk tot U eer. Bevestig nou self al hierdie handelinge deur die werking van U Heilige Gees. Skenk aan ons as gemeente die genade om vir Johan as gestuurde te erken, te ondersteun en vir hom te bid. Amen. Ek wil vra dat julle sal staan en sal hande uitsteek en dan sing ons die lied Laat Heer U seën op hul daal, op Marlene en Johan as deel van hierdie nuwe ruimte, hierdie nuwe fase, seisoen wat ons as gemeente ingaan met 'n tweede leraar. Kom ons staan en ons sing dit vir hulle. Zion, oh,
gaan ruimte gee dat julle kan sit en die kerkraad weer 'n plekke kan inneem. Ons gaan as kerkraad na die tyd wel 'n koppie tee drink saam met Marlene en Johan. Maar dis my regtige voorreg. Johan, kollega. Baie dankie dat ons saam die gemeente kan lei. Ek waardeer dit opreg. En ek glo dat ons 'n ongelooflike span gaan wees. En ons vra regtig vir julle vir voorbidding dat julle ons aan die Here sal opdra. Dat ons werklik net die stem van die Here sal hoor en dit in die gemeente kan uitleef en julle op die regte pad kan lei as herders van hierdie gemeente. Baie dankie. My kleinseun vra vir my almekaar nou, hoekom is oupa sê groot toon sonder 'n naal? Nou dalk het julle nou ook gewonder terwyl julle nou is. Ek het toe ek 'n laerskoolseun was daar by die onderwyserstrand tussen Kleintana en Grootbrak te vier toe dit nog sandstrate was, klipstrate was, het ek my stap geoefen. En my toon al afgestamp en soos dit mos nou gaan. As die hele vakansie voor lê, dan bly jy nie uit die see uit nie. En op die ou ende moes hulle dit nou maar die naalbed verwyder. So dis hoekom my toon so lyk Santie. Terwyl my kleinseun daar agter wil ek maar net sê oupa het vanmôre hierdie sokkies aangetrek met die kat op. Dan kan hy daarom nou dit ook sien. Hy het nie gesien wat ek aangetrek het nie. Sien jy maar? Weet julle, ek het nog nie geoefen om voete te was nie. Maar vir die afgelope 2 maande, Merlien, wat is dit nou so? Moet ek nou omtrent elke aand moet ek haar enkel invryf met salf en 'n bietjie masseer dat daai enkel 'n bietjie sak, Santie, so ek moet vra jy moet op die stoel sit. Ek wil dit nou maar hier die binnekring uit sê, hierdie voete het nou al deur baie stofpaaie gestap. Ek het eintlik 'n bietjie seep nodig gehad. Toe ek so die voete begin was, sê Johan vir my, dis nie vuil nie, dis 'n tan wat hy opgetel het daar in Pof Adder met die plakkie so. Gemeente, mag hierdie vir julle ook 'n teken wees van ons diensbaarheid aan mekaar as kollegas en 'n diensbaarheid aan die gemeente. Ons is hierso om te dien. En dit is ons harte. Baie dankie dat julle vir ons die ruimte gee om te dien en om diensbaar te kan wees in die naam van die Here. Ek gaan vra dat ons luister na die volgende lied, Deurgrond my, dat julle ook stil raak in julle eie teenwoordigheid van die Here en vir die Here vra om julle ook diensbaar te maak terwyl ons voorberei vir die kollekte wat opgeneem word. Ons sluit nou oop. Vader, dankie vir die voorreg dat ons so milderd van U ontvang het, dat ons kan gee. Nie net van ons finansies en Here, maar van ons dade. Help ons om diensbaar te wees in U naam.
Liewe gemeente, ek sal op 'n latere stadium iets meer sê. Die lied wat ons gaan sing is I Surrender. En daarmee gaan ons afsluit. Laat dink my aan 'n klompie jare gelede. Vorige gemeente het ons as manne so uitry gedoen. So 4-5 dae, bietjie met 4x4 voertuie ensovoorts. En die sonnagoggend daar by Witsand, of anders genoem Brolsand, het ons in die buitelug iemand hierdie lied opgesit op een van die voertuie se luidsprekers. En waar ons die nagmaal bedien het, kon ons die lied saam sing. So dit het vir my besondere betekenis. Liewe broer en suster, die Here is voor jou om ook jou pad gelyk te maak. Die Here is langs jou om jou in sy arms toe te vou. Die Here is agter jou om die aanvalle van die bose af te slaan. Die Here is onder jou om te dra, om jou te dra wanneer jy val. Die Here is om jou te beskerm. Die Here is binne jou om jou te lei en te inspireer. Van nou af tot in ewigheid. Ook in hierdie week wat voorlê. Amen. Laat dit so wees, Here. Amen.
Laat dit so wees, Here, amen. Heer, laat ons leef soos U leer, Here, amen. Laat dit so wees,